Broer en suster, ons lees vanmôre saam weer in Petrus. Ons lees in 1 Petrus hoofstuk 3. Ons gaan daar lees vanaf vers 8 tot by vers 16. Kom ons bid saam. Here, U is die bron van alle goed, so sing ons, so bely ons, en so kom sê ons vir U dankie, Here, dat U met ons elkeen 'n pad stap, dat U, Here, ons liefhet, en dat ons, Here, in U teenwoordigheid kan leef, dat ons, Here, in U teenwoordigheid 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. So kom bid ons in afhanklikheid, Here, hier waar ons saam is, breek U woord vir ons oop. Kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Gedeelte 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees almal eengesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sou julle kwaad aan doen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om antwoord te gee aan elkeen wat in julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat vir julle oor julle goeie lewenswandel in Christus beluister, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons dink oor hierdie gedeelte, wil ek jou terugvat, so 'n bietjie, na 2023 toe. As jy kan onthou, wêreldbeker wat afspeel, ons wat Suid-Afrika wat om die tweede keer wen, maar wat lê agter dit? As ons dink aan sport en ons dink oor eensgesindheid, is dit maklik om daaroor te praat. Ons gaan vir mekaar kan sê, maar as ons nou dink aan die Springbokke, dan het hulle vir mekaar gesê, maar eerstens, wie gaan met hierdie geleenthede speel? Wie gaan met die wedstryde speel? Hoe gaan ons strategie lyk? Wat is ons plan wat ons het? Vir wie gaan ons luister? Daar is hierdie leierskapspan op die veld, langs die kant. Maar terselfdertyd moet dit ingeoefen word. As ons so 'n bietjie terugkyk na die geskiedenis of na die opbou tot die wêreldbeker, toe het dit 2 jaar gevat om hierdie spelpatrone in te oefen. En alles moet binne die reëls gebeur. Die reëls moet geken word, die reëls moet gehandhaaf word, en eintlik, as ons nou dink aan iets soos rugby, die skeieregter is die baas, die skeieregter is die ou wat die reëls toepas, wat sê maar julle is vorentoe, dis agtertoe of wat ook al, die vletjie moet gehoorsaam word. Dis hoe dit gewerk het, as ons dink oor die Springbokke. Jy hou by die reëls, jy hou by die strategie, jy vervul jou rol, jy bring jou kant. Jy luister na die afrigter, na die leierskap, en jy luister na die skeieregter. As ons dink oor kerkwees, oor hoekom ons hier is, as ons dink oor eensgesindheid, wil ons baie keer vir mekaar sê, maar dit lyk anders. Dit lyk anders in hierdie wêreld, dit lyk anders in die kerk. Petrus kom
En hy kom gee vir ons so 'n paar indelings, wat baie nou aansluit aan dit wat ons nou sopas gesê het. Hy kom sê vir hierdie gemeente aan wie hy skryf, begin by dit wat julle het. Luister na die woord van die Here. Hy gebruik die Griekse woord, kan amper vertaal word om eensgesind te wees, om like-minded te wees, om een in gedagte te wees. En as ons mekaar dit sê, dan sê ons mekaar maar, dat ons as getuies van die Here, juis as ons dink aan die skrif, vir mekaar sê maar ons bou op die woord van die Here, want dit is wat ons het. Dit is hoe God hom openbaar deur sy woord en sy gees. Dit is hoe ons bely as gereformeerde tradisie, as gereformeerde kerk. Ons kom sê vir mekaar, maar ons begin as gemeente, as gelowiges, ons kom hiernatoe want die Here kom vergader ons, hy bring ons by mekaar as sy gemeente. Hy onderhou ons. Hy bewaar ons. En dit is alles goed wat ons uit God se woord hoor. Dis waarop ons mekaar sê hoekom ons hier is. Want ons stem saam oor dit wat ons glo. Ons sing dit saam in 'n lied wat ons vanoggend vir mekaar gesê het, maar die Here is die bron van alle goed. Ons bely dit in ons geloofsbelydenisse. Paulus kom en hy sê dat ons saam na die skrif moet luister. En hy kom skryf dit eintlik ongelooflik in Romeine 15 waar Paulus kom sê alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, om soos Christus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Eensgesindheid, soos Paulus en Petrus kom sê, is om die skrif te gebruik om al hoe meer ons gedagtes uit te bring by dit wat God van my en van jou vra. Hoekom is ons hier? Ons sing 'n lied, hier is ek Heer, U kan my stuur, in afwagting vir God, wat ons wil gebruik. En as ons kyk na hierdie mooi Griekse woord wat Petrus gebruik, dan kan dit amper vertaal word dat daar 'n harmonie is. Dat daar op 'n manier, as ons kyk na die skrif, as ons kyk na die woord van die Here, dat dit 'n blad musiek is, wat ek en jy in harmonie as gelowiges uitpasyn in hierdie wêreld, as 'n getuie van God se teenwoordigheid, van die werklikheid van God, wat ons lewe kom vul. Dan kom Petrus en hy skryf verder vir hierdie gelowiges, dat dit nie net by die lees van die skrif moet bly nie, dat ons nie net moet luister na die woord van die Here nie, maar dat ek en jy dit moet leef. Dat ek en jy dit moet uitdra, deel maak van ons DNA amper. Hy kom skryf sonder voorbehou, dat eensgesindheid deel is van 'n klomp groter geestelike gawes wat ek en jy in hierdie wêreld het, wat ek en jy in hierdie wêreld uitleef, deel van ons geestelike doelwitte om 'n verskil te maak. Hy kom skryf in vers 8, wees almal eensgesind. En dan gaan hy verder, medelyend, gee om vir mekaar, liefdevol, wees vir mekaar 'n voorbeeld, goedhartig, nederig, moenie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie. Inteendeel antwoord
met 'n seënwens, want daartoe is jy geroep, sodat jy die seën van God kan verkry. Petrus kom moedig hierdie gemeente aan, om eerstens, wat ek gesê het, medelydend te wees, om te gee vir mekaar, om vir mekaar by te staan, 'n voorbeeld te wees, om lief vir mekaar te wees as medegelowiges, dat broers en susters beskou word as vriende, reisgenote saam met God op pad in hierdie wêreld, wat ons vir mekaar sien, maar ons hak in, ons het mekaar nodig. Ons moet goedhartig wees. Die Engelse woord vertaal dit so mooi, compassionate. Daar moet iets in ons gebeur as ons kyk na hierdie wêreld, na die mense rondom ons. Soos die lied wat ons gesing het, as ons kyk na hierdie wêreld, moet ons erken, u liefde bly nog by ons. Ons moet nederig wees. Broer en suster, as ons dink aan die skrywe van Paulus aan Efese, dan sê hy, maar niemand het enige rede om trots te wees op onsself nie. Al wat ons het, is Christus, die gekruisigde, en om sy wil te doen, waarvoor hy ons bestem het. Ons leef 'n lewe tot eer van die Here. En dan kom skryf Petrus en hy kom sê, maar as ons lewe leef tot eer van die Here, dan moet ons nie agterdog saai nie. Ons moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons moet nie belediging met belediging antwoord nie. Ons moet 'n seën wees daar waar ons gaan. Ons kan getuig van die goedheid van die Here in ons lewe, sy barmhartigheid, sy liefde vir my en vir jou. Die derde deel wat Petrus vir hierdie gemeente kom sê, is dat dit nie op eie krag gebeur nie. Dit gebeur nie net sommer net nie. Hy kom skryf in vers 12, die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Ek en jy word opgeroep om vanuit die versekering te leef, dat God saam met my en saam met jou op pad is. Dat hy ons reisgenoot is, ons metgesel, dat hy vir ons sorg. As te ware dat sy ore oop is vir ons lyding, vir ons nood. Ons lees dit in die volgende gedeelte waar Petrus hierdie gemeente kom aanmoedig, al sou julle lyding hê, dis alright. Moenie dat dit julle keer om te getuig van die hoop wat in julle lewe is nie. Moenie dat die lyding wat julle beleef in hierdie wêreld, die fokus wegdraai van Christus, die gekruisigde, die opgestane Here, soveel so dat ons oorweldig word met die wêreldse moeilikhede nie. Ek en jy kan eensgesindheid beoefen, juis 'n gelewe van 'n getuienis van God wat teenwoordig is, want die Here sorg vir my en vir jou. Ons kan ons tong weer weghou van die kwaad, want God sorg vir my en vir jou. Hy sorg vir ons, hy gee vir ons sy krag, ons lippe van leuns, want die Here se ore is oop vir ons gebede. Ons kan ophou met kwaad doen. Want hierdie gedeelte leer vir ons dat God self staan teen die wat slegte dinge doen. Ons kan ons lewe wy aan die goeie waarvoor God ons bestem het. Ons kan vrede soek en dit najag in hierdie wêreld wat eintlik daarop uit is
om geweld, misdaad, onmin, onvrede te bevorder. Ek wil jou uitnooi, gaan lees Psalm 34 wat Paulus of wat Petrus hierdie gedeelte op baseer. Gaan lees hoe Petrus, hoe die psalmdigter kom sê, maar dat Christus vir ons juis die voorbeeld word. Ons hoor in die hoëpriesterlike gebed, Johannes 17, waar die Here Jesus kom bid. Here, heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. En dan so 'n stukkie verder, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Johannes 17, vers 17 tot 21, as jy dit wil gaan nalees. Dink net vir 'n oomblik die impak wat ek en jy het. Die roeping wat ons het om in hierdie wêreld iets te kom gee, hoop te bring. Dat ek en jy in hierdie wêreld ons roeping kom uitleef, eensgesind, want Christus is teenwoordig, geheilig in die waarheid, die woord van die Here, sodat ek en jy al hoe meer eensgesind kan leef as 'n getuie vir die hoop wat ons bely. As ons dink aan hierdie wêreld, dan word die wêreld nie verander deur diversiteit van standpunte nie. Maar hulle word deur eensgesindheid in die waarheid oortuig. Dis waartoe die Here my en jou oproep. Dis waartoe die Here deur Petrus se woorde vir my en vir jou kom sê, maar stop vir 'n oomblik. Kyk waarmee is jy besig? Wat is die getuienis, die beeld wat jy uitstraal na buite? Getuig dit daarvan dat ek, Jesus Christus, julle hoop is. Getuig dit daarvan dat ons in blymoedigheid God kan aanroep, met vreugde mekaar kan ondersteun, dat ons vir mekaar kan omgee, kan lief wees. Mag ons broer en suster, daar waar ons gaan hierdie getuienis uitleef van God wat in ons lewe teenwoordig is, tot eer van die Here. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om ook vanoggend hier by mekaar te kan wees. Te kan weet dat U ons Here is, ons God is, en dat U ons liefhet. Ons kom bid, Here, in hierdie oggend die waar ons saam is, dat ons liefde, U liefde vir ons nie net by ons sal bly nie, maar dat ons dit sal gaan uitleef en uitdra in hierdie wêreld waarna toe U ons stuur. Ons kom bid, Here, en kom vra dat U ons lewens sal rig om die goeie te doen waarvoor U ons bestem het, waarvoor U, Here, ons gered het. Ons kom bid dit, Here, en ons kom vra dit in U naam. Amen.